Welkom terug by die volgende video. Vandag doen ek verslag oor DSP5. Nou, in DSP5 moes ek 'n visuele beeld gevorm het in my gedagtes oor wie ek op hierdie stadium is en hoe ek myself oor 2 jaar of 5 jaar sien. 'n Baie interessante beeld wat jy op daai stadium kry, en omdat jy baie onseker is oor jouself, kan jy nie regtig die duidelike prentjie sien nie. Maar nieteenstaande die feit dat dit is 'n belangrike beeld wat jy in jou gedagtes moet vervul, sodat jy 'n rigting kan aandui, het ek dit nou gedoen. En wat nou vir my interessant was van hierdie opdrag is dat ten spyte van die feit dat jy op hierdie stadium van jou lewe of op hierdie situasie van jou lewe sit, dit baie moeilik is om jouself in iets anders te sien. Jy moet regtig 'n effort insit, 'n inspanning insit om 'n beter beeld van jouself te sien. En soos ek dit nou probeer in my gedagtes vorm, is dit ook baie moeilik om jouself in 'n ander vlak te kan sien. Maar nieteenstaande die feit, dit is nog belangrik om dit te doen. En ek het dit nou gedoen, ek het dit nou in my aantekeningboek ingesit. So hierdie opdrag is nou gedoen. Ek gaan dit nou nie hier deel nie. Dit is nou deel van die resultate. En as jy graag die resultate van hierdie projek wil sien, al wat jy moet doen is registreer net en dan word jy lid van ons netwerk. Dit is gratis, daar's geen kostes aan verbonde nie. Al wat van jou verwag word is dat jy deel moet word van hierdie dinamiese program. Ek gaan nou oor na die volgende punt. Die volgende punt is 'n bietjie inligting oor die DSP program. Ek lees nou verder oor die dinamiese suksesprogram soos wat jou dit nou vir my gegee het. Dit is in hierdie hoofstuk die bloudruk van jou nuwe lewe. En ek lees so 'n bietjie verder. Hy sê, om die eerste stap in die regte rigting te neem, is dit belangrik dat jy die tyd moet neem om oor die verlede te dink. Die sleutel tot jou sukses lê in die foute wat jy in die verlede gemaak het. Ons gaan hierdie foute neerskryf, evalueer en 'n beter oplossing soek om die toekoms te verander in 'n dinamiese, suksesvolle loopbaan. Elke mens word grootgemaak met 'n suksesfilosofie. Nie almal weet altyd wat dit is nie. Die feit dat jy nie weet wat jou lewensfilosofie is nie, beteken nie dat jy nie een het nie. As kind neem ons die filosofie van ons ouers, onderwysers, leiers en rolmodelle aan. Ons besef dit nie, maar ander mense speel 'n baie belangrike rol in ons lewens. Hulle plaas onbewuslik hulle lewensfilosofie oor na ons toe. En omdat ons nog jonk was en nie verstaan het waaroor dit gegaan het nie, het ons dit onvoorwaardelik aanvaar. Die moeilikste deel van elke mens is wanneer daar verwag word dat hy of sy moet verander. Nie almal hou van verandering nie. Maar dit is een van die belangrikste punte waarop ons gaan fokus. Om jou lewe te verander in 'n dinamiese, suksesvolle leefstyl, sal jy verandering moet aanvaar en dit deel van jou daaglikse lewe moet maak. Om die geleenthede wat om jou bestaan elke dag te sien en daarop te kan reageer, moet jy in staat wees om te kan verander. Verandering gaan jou die kans gee om vinnig en met groot vreugde geleenthede voor ander mense weg te gryp. In die afdeling oor die persoonlike eienskappe het ek al die natuurwette en beginsels van verandering redelik goed neergeskryf. Leer die beginsels aan en sorg dat jy verandering 'n tweede natuur in jou persoonlikheid maak. Opdrag 6. Wat beteken sukses vir jou? Elke mens het 'n ander uitkyk oor die begrip sukses. Ek wil weet wat die begrip vir jou beteken en waarom jy so dink. Skryf alles sorgvuldig neer. So nou moet ek my gedagtes of my idee van sukses gaan neerskryf op 'n stuk papier, en dan gee jy nou vir my 'n tweede vraag. Wat was die rede vir jou mislukkings in die verlede?
Deur jou lewe het jy verskeie mislukkings gehad, tye wat jy baie swak en kwesbaar was. Dit was dalk iets wat iemand gesê het of gedoen het. Dit was dalk 'n nalatige fout wat jy gemaak het, of dalk jou beste vriend of vriendin wat jou in die rug gesteek het. Dit maak nie saak wat die rede vir jou mislukkings was nie. Skryf dit neer op 'n stuk papier. Vraag 3. Wat was die toppunt van jou sukses? In jou lewe het jy ook baie positiewe gevoelens ervaar. 'n Tyd toe jy op skool goed gedoen het, in sport of kultuur, of akademie. Jy het dalk ander mense gehelp en jy het dalk daarvoor erkenning gekry. Elke mens het goeie en slegte ervarings. Skryf al jou goeie ervarings neer. Dan moet jy nou 'n lys maak van jou suksesvolle ervarings en die rede vir daai ervarings. En dan die laaste vraag, jou toekomstige positiewe ervarings. Neem nou die tyd en dink oor die toekoms. Wat sal jy graag positief in die toekoms wil bereik? Neem jou positiewe ervarings en verhoog die eindresultate. So wat dit eintlik beteken is dat ek nou die toppunt van my sukses wat ek nou reeds al bereik het, net in 'n toekomstige staat kan sien in my gedagtes. So ek gaan nou vanaand hierdie 4 vrae in my boek hanteer en dan sien ek jou in die volgende video.